Goeiedag. Ek sit nou hier in Springbok en dit is, soos jy aan my klere kan sien, is 'n koel oggend. Maar die warm liefde van die Here maak ons op vir dit alles. Wanneer ons praat by die kerk van die Here Jesus, dan kom altyd by my 'n vraag op. Ons lidmate en dan veral die mens buitekant die kerk van die Here, wat van buite af na die liggaam van Christus kyk, wat is sy belewenis van ons as kerk? En as ek ooit vir een van ons lidmate sou vra, waaroor gaan kerk wees? Hoekom kom julle by mekaar? Wat doen julle? Dan wonder ek, wat antwoord ons so iemand? God het 'n ewige plan met ons gehad. Hy het 'n doel waarom hy vir julle in julle gemeente op 'n bepaalde plek geplaas het. Net soos wat hy aan die begin van Abraham gesê het, ek sal vir jou die land wys waar ek wil hê jy moet gaan bly. En Abraham moes in die geloof vir God volg. En so moet ons ook as kerk van die Here Jesus in die geloof die Here van die kerk volg, waarheen hy ook al met ons op pad is en wat sy plan en sy doel ook al met ons is. Maar daar is 'n universele plan wat vir die wil van die Here se kinders oor die hele wêreld heen geld. En dan is daar ook 'n unieke kontekstuele plan. Hoekom het die Here vir my hier geplaas? Ons is die plan 9 weke van transformasie. Is 'n Bybelstudieboek, 'n A4 grootte boek en hy is so amper 200 bladsye. Daar is ook 'n 13 snit CD van 13 liedjies en 2 voorlesings nog addisioneel. 15 in totaal is ook in hierdie boek. Week 1 is God en sy mense. Is God 'n dobbelaar? Is daar 'n skroef los? Gaan dit oor die Engelse uitspreekwoord wat sê, what is in it for me? Wat kry ek uit hierdie verhouding met God? Wat kan die Here vir my doen? Of gaan dit oor wie God is? En dit ontdek ons self vanuit die woord. Die tweede week is, die plan is 'n padkaart. Hoe soek ek God se wil? Waar hoor ek die plan? Watter rol het die Heilige Gees daarin? En dit bring vir ons by week 3, die Heilige Gees en God se plan. En dan week 4, God se mense praat met hom. Maar gebed is vir baie van ons net 'n eenrigting versoeklysie van wat die Here vir ons moet doen. Wat is my nood? Wat is my behoeftes? Wat is my begeertes? Wat is my omstandighede? Hoe die Here vir my moet help? Terwyl gebed eintlik, Rosalind Drinker het 'n boekie geskrywe, gebed, 'n gesprek met God. En gebed behoort eintlik dit te wees, 'n twee-rigting gesprek, waar ek nie net met die Here praat nie, maar ek ook moet stil bly en luister, en leer om te luister na wat die Here vir my sê. En dan, week 5, wat sê, God praat met sy mense, want dis waarom ek ook moet luister. God praat met my deur die woord, hy praat met my deur die Heilige Gees, hy praat met my deur sy liggaam, die kerk, hy praat met my deur die boodskappe in die erediens, deur getuienisse van ander, hy praat met my deur omstandighede. Ek moet altyd oop en ontvanklik wees en my oor op die hart klop van my Vader hou, sodat die Heilige Gees se inspraak gehoor kan word in my lewe. Want hy stel in 'n lewende verhouding met my belang. Week 6 gaan oor visie. As ons nie visie het nie, nou visie, weet ek, party sien dit as 'n modewoord, party sien dit as iets wat buite die kerk behoort te gebeur in besighede, maar die kerk het nie 'n visie nodig nie. Weet jy, dit as ons praat van 'n visie, die Bybel sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En die King James sê, my people perish without vision. So vir ons is die definisie van 'n Bybelse visie, is God se wil, God se plan met ons gemeente, God se droom vir my lewe en vir ons gemeente. En daarom, vanuit daai hoek gesien, kan ek tog nie daar sonder nie, want hoe volg ek die Here as ek nie weet waarheen hy beweeg nie. So ons praat daaroor met mekaar. En dan natuurlik ook dat die visie na die toekoms kyk en sê, God het 'n plan vir die toekoms. So hulle sê, if you fail to plan, you plan to fail. En daarom moet ons tog maar nie korttermyn toekoms gerig lewe nie. Dan van die toekoms gepraat, laat u koninkryk kom, is week 7, gaan oor die koninkryk van die Here Jesus Christus. En dit is verbasend as jy vanuit 'n koninkryksperspektief na die Bybel toe gaan, om te lees hoeveel plekke in die Nuwe Testament die woord koninkryk staan, dat Jesus in Lukas 4 vers 43 sê, as die dorpe wil hê, moet nie verder gaan en nog so 'n bietjie hier by hulle bly, dan sê ek kan nie, want ek moet na die ander dorpe ook daar gaan, om daar die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. En dan sê hy, want daarvoor is ek gestuur. En as hy dan agterna sê, net soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook, dan beteken dit tog dat die koninkryk 'n implikasie het vir die kerk, dat ons koninkryksgerig moet lewe, nie na binne gerig nie, dat dit oor God en sy koninkryk gaan vir ons as kerk van die Here Jesus, waarin hy die hoof is, waarin hy in beheer is. Want dit gaan tog immers oor hom, dis sy liggaam, sy kerk, sy wil moet geskied, wat ons moet soek
en gehoorsaam. So ons praat daaroor. En dan ook week 8 gaan oor leiers en verhoudings. Weet jy hoeveel gemeentes sit met stukkende, gebroke verhoudings? En ons neem almal daarvan kennis, ons weet daarvan, maar by party mense is daar die siening dat dis gelukkig my buurman en ons raak nie betrokke by mekaar. Die Bybel sê ek is my broer of my suster se wagter. God hou my verantwoordelik vir hulle welwese in hulle verhouding met die Here. Ek moet betrokke raak, ek moet begin bid, ek moet nie oordeel nie, ek moet nie holier than thou optree nie, ek moet uitreik met liefde na hulle toe. Jesus het ons mos nou geleer om nie by die nood van iemand anders verby te stap nie, maar om juist daar te wees vir hulle. Daarom is dit so belangrik dat 'n gemeente wat 'n verskil maak tot eer van die Here, daar waar ek is en daar waar ons kom, koester nie gebroke verhoudings nie. Ons werk daaraan. Ons doen dit ter wille van die eer van die naam van die Here in die eerste plek in ons as kerk, se midde, maar ook in die individu se verhouding met die Here Jesus, en dan doen ons dit ook ter wille van die vreugde van die lewe wat hulle mis terwyl hulle in gebroke verhoudings lewe. En daarom wil ons hê dat hulle in 'n herstelde verhouding met die Here Jesus en met mekaar sal leef. Daarom raak ons betrokke. Daarom is daar ook 'n groot taak en roeping vir die leiers van die kerk, waaroor ons ook in hierdie 8ste week met mekaar praat uit die Bybelstudie uit. Waar die leiers van die Here dan opgeroep word volgens die Bybel. As Efesiërs 4 vers 11 sê, kom gee God leiers wat hy noem gawes vir sy kerk, dan sê hy uitdruklik vers 12, sodat hulle die lidmate kan oplei en toerus vir die lidmate se dienswerk. Baie te veel gemeentes, vermoed ek, doen nie dit nie. Dat die leiers alles moet doen, en dat as ek van die kerkraad afbeweeg, of die leierskops van die gemeente af, weer 'n gewone lidmaat word, dan sê ek, nou is ek 'n rustende ouderling, of 'n rustende leier, wat nie behoort te wees nie. Nou moet ek die werk begin doen, waarvoor ek opgelei en toegerus is, en wat ek ander opgelei en toegerus het, terwyl ek 'n leier was. Want dit is wat in die woord staan. En dan die laaste ene, die 9de week, sê dan, God se plan kom tot uiting. Uiteindelik moet die tekkie op die teer kom, want anders te bly dit 'n droom in die lug. Die Engelse spreekwoord wat sê, a pie in the sky when I die. Jesus het nooit so 'n evangelie gebring vir eendag nie. Hy het 'n evangelie gebring wat hier en nou 'n verskil in mense se lewens maak, wat hier en nou liefde leef, woorde omsit in dade, gedagtes, hartsbegeertes omsit in die waarheid, in 'n verhouding en 'n positiewe verskil maak ter wille van die Here se naam en eer, en ter wille van die koms van sy koninkryk in mense. Sou jy vir my wil kontak, my naam is NC Enslin, en dit is net NC, my e-posadres nc@dieplan.org, nc@dieplan.org, so eenvoudig soos dit. Dankie vir jou aandag, dankie vir die paar minute wat ek met jou kon gesels, en ek hoop en bid so dat ons mekaar nog sal ontmoet, van aangesig tot aangesig. Mag die Here met julle wees, mag hy vir julle seën, mag julle gemeente ryk wees in Jesus Christus, tot die eer van sy naam. Dankie.